Goeiedag almal, ek wil graag vandag hierdie reeks afsluit met die tema Kom ons bou die mure saam. Nehemia 2 vers 17. Daarop sê ek vir julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Ons het gekyk na daardie ground zero dinge wat enige bouproses of herstelproses kan vernietig. En kom ons kyk vandag na dit waarna elkeen van ons as kind van die Here moet strewe in ons bouproses en ons persoonlike lewe ook. Kom laat ons saam die mure bou. Ek praat van eenheid. Daar is sekerlik baie dinge wat ons kan bestempel as noodsaaklik om eenheid te bewerkstellig en te bou. Dat daar is een wat soos 'n paal bo water vir my uitstaan. Een opdrag van die Here wat alles wat eenheid in enige bouproses bewerkstellig totaal omvou. En ons vind dit met die vraag wat die wetgeleerdes aan Jesus as 'n strikvraag gevra het in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Nou hierdie antwoord van Jesus is uiters revolusionêr vir baie mense. En dit is ook so dat te veel mense draaie om hierdie uitspraak van Jesus wil hardloop. Wat Jesus eintlik vir ons hier sê is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, en dan gaan hy onmiddellik verder en sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Hierdie uitdrukking wat hiermee gelyk staan is die Griekse woord homoios, wat dui op iets wat net so belangrik is as iets anders wat voorgehou is. Dit dui op hierdie konteks op twee verklaringe wat hand aan hand met mekaar loop. Maar wat is hierdie twee uiters belangrike verklaringe wat Jesus homoios verbind met mekaar? Eerstens, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dan, homoios, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar kom ons kyk eers na wat die ware betekenis van die woordjie liefde in hierdie konteks is. Liefde is die Griekse woord agapao of agape wat in hierdie konteks dui op al die volgende. Agape dring daarop aan dat ons die waarde van elke mens met wie ons aan aanraking kom moet onderskei. Ons moet dit herken, ons moet dit verstaan en ook waardeer. Agape dring daarop aan dat ons elke mens met wie ons te doen kry met agting, ontzag en met respek moet behandel. Maar Jesus dui ook duidelik aan wie die mense is wat ons op hierdie wyse moet agape, moet lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wie is jou naaste waarna Jesus hier verwys? Dis die Griekse woord plesion wat beteken jou naaste is die mens met wie jy te doen kry op 'n spesifieke plek en 'n spesifieke oomblik. Kortom, jou naaste plesion is al die mense wat elke dag jou pad kruis, waar jy ook al beweeg. Plesion dui geensins op ras, op taal, op kleur of afkoms nie. Dit dui op almal met wie jy elke dag paaie kruis. Ons lees daar in Lukas 10 vanaf vers 29, maar 'n sekere wetgeleerde wou homself regverdig en hy sê vir Jesus: "En wie is my naaste?" En Jesus antwoord en sê: "’n man was op reis van Jerusalem na Jerigo toe, hy deur berowers aangeval is. Hulle het sy klere uitgetrek, hom aangerand en half dood langs die pad laat lê en weggehardloop. Toevallig kom daar 'n priester verby, maar toe hy die man daar sien lê, gaan hy ander kant verby, en so het ook 'n leviet by die plek gekom, die man gesien en ook ander kant verbygegaan. Toe het 'n Samaritaan wat op reis was daar verbygekom, en toe hy die man sien, het hy hom innig jammer gekry. Die Samaritaan kniel toe langs hom, behandel sy wonde met medisyne en verbind dit. Hy het hom toe op sy eie donkie gehelp en hom na 'n herberg geneem en daar verder versorg. Die volgende dag gee hy vir die herbergier 2 silwerstukke en sê: "Sorg vir hom, en as die rekening meer as dit is, sal ek die verskil betaal as ek terugkom."
Wie dan van hierdie drie dink jy was die naaste, die plesion, vir die man wat deur die rowers aangeval is, en die wetgeleerde antwoord, die een wat medelee aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan nou en doen jy dieselfde. En op grond hiervan het Martin Luther die volgende gesê, die eerste vraag wat die priester en die leviet gevra het toe hulle die gewonde man langs die pad gesien het, was die volgende: wat sal met my gebeur en wat sal mense van my sê as ek hierdie man help? Maar die eerste vraag wat die Samaritaan gevra het was: wat sal met hierdie man gebeur as ek hom nie help nie? Here, help ons om ons naaste lief te hê. In die bouproses van die mure in ons lewens is my gebed in Jesus naam. Amen.